Ek wil vanoggend vir die Here dankie sê, dat hy dit goed gevind het om ons vandag weer 'n kans te kan gee, om in sy huis te kan wees. Weet jy, ons gaan deur hierdie lewe, elkeen ervaar verskillende omstandighede. Nie elkeen dink dieselfde nie, nie elkeen loop dieselfde probleme teen nie. Maar ek wil vir u sê, daar is 'n uitkomste, en die uitkomste is Jesus Christus vir al jou probleme. Terwyl ek in hierdie week besig is, en dit was weer 'n besige tyd gewees in my lewe, en ek raak my stil, in my besigheid raak ek stil, en ek sê, Here, wat verwag u van my? Ons elkeen het ons eie redenasies. As ek die skrif lees, ek het dit 'n paar maal gesê, en my vrou lees dieselfde skrif, my pa lees dieselfde skrif, my ma lees dieselfde skrif, my vriend, almal, ons is nou in 'n vergadering en almal lees dieselfde skrif, gaan elkeen sy eie redenasie hê oor hoe hy die skrif sien. Ek het dit al baie keer gesê, gehoor, die een sê so, dan sê die ander nee, dit bedoel dit, en dit raak naderhand oor en weer gestryery. Terwyl die skrif sê, ons moet nie stry oor dit wat in die skrif staan nie. Maar ek wil vir u sê, as ons deur die Gees van die Here gelei word, kan 10 verskillende mense dieselfde skrif lees, en ons gaan op dieselfde eindpunt uitkom. Want dit word deur die Gees van God gelei. Terwyl ek in hierdie week besig is, en ek is besig met myself, ek het verbygekom om te kyk na wat ander mense verkeerd doen, want dit veroorsaak dat ek val. Want die skrif sê, haal jy die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter uit iemand anders se oog wil gaan uithaal. En ek vra myself die vraag af, ek het dit Woensdag aand vir die mense in die bidtuur gevra, is jy tevrede in die omstandighede waar jy vandag sit? Geestelik, tydelik en liggaamlik. Is ek tevrede in my huidige omstandighede, en ek vra myself die vraag af, en ek kyk terug na my lewe in die verlede, en ek sê, daar was tye, wanneer ek na die Here toe geroep het, en die Here het vir my uitkomste gegee, op wonderbaarlike maniere. Dit wat vir die mens onmoontlik is by God moontlik. En ek vra myself weer die vraag af, is ek vandag nog daar? Ons almal roem op 'n dag, in 'n tyd wat ek tot bekering gekom het. Party mense jare terug, ander mense maande terug, ander mense dalk dae terug. En ons hou vas aan die dag wat ek tot bekering gekom het, maar ek kyk na die skrif, Apostel Paulus sê, ek bekeer myself daagliks, want daar is nie 'n dag nie, daar is nie 'n uur wat ek kan koppel nie, maar ek moet daagliks ondersoek doen in my lewe, hoe staan ek voor die Here? Ek kan maar roem, ek het 20 jaar terug by die Here uitgekom. Vraag vir jou, waar staan jy vandag? Die dag toe jy by die Here uitgekom het, 20 jaar terug, het jy vuur en vlam gegaan vir die Here. Jy het jouself een kant toe geskuif, en dit het gegaan oor Jesus Christus, die Seun van God, om sy naam te vereer. 20 jaar later, het ek geleer in die kerk, en ek het gesien, broer so en so kan profeteer, maar hy lewe afvallig geleef, volgens my. Suster so en so is 'n bidster, maar sy doen dit en dit en dit, wat nie by 'n kind van die Here pas. Sê ek, joh, dat ek mos nie nodig om so streng en eng te wees nie.
En dis presies waar ons probleem lê vandag. Ons hou ons oog op die mens. En ons vergeet, waar is die God wat lewe gegee het vir die mens. En ek wil vanoggend in die woord van die Here met u deel. Almal baie bekende skrif, en ek gaan nie die hele skrif vir u lees nie. Baie bekend. Die gelykenis van die verlore seun. Eens op sy tyd in sy lewe het hy die weelde van sy vaderhuis gesmaak. Hy het die lekker gekry. Daar was voorsiening, dit was oorlopend toe vol. En hy word groot in die huis en hy raak gewoond aan sy omstandighede. En hy loop hier na sy pa toe en hy sê, pa, gee vir my deel van die testament, van die boedel, van die wat ook al, wat my toekom, as u nou eendag sal sterwe. En die pa is nou 'n pa en hy wil net die beste hê vir sy kind. En hy gee dit toe nou maar vir hom. En hy gaan deel alles mooi op. En hy gee hom sy deel. Jy weet, en hy gaan geniet die lewe daar buite. Ek wil vanoggend hierdie skrif draai. En vir sy eense tyd op jou lewe, het jy die Here gedien in gees en in waarheid, maar jy het jou oog van Jesus Christus afgehou, en jy het die weelde in die wêreld gesien, en jy gaan soek. Jy het ondersoek gaan doen. Is lekker om te lewe, ja dit is. Wat sal ons die skrif aanhaal? Wat sê ondersoek alle dinge, maar behou die goeie. Of vanoggend vir die vraag, wat gebeur as jy besig is om te ondersoek? En dis verby. Daar's nie kans om by die goeie uit te kom nie. Ons soek na die lekker van die lewe, ek wil 'n ryk man wees. Elke jong dogter dink aan die dag, wanneer sy getroud is, en hoe 'n huis moet wees, en weet ek, ons sommige sissies groot geword, hulle het al op vroeër jonger ouderdom. Ek kan nou nie op die woord kom nie, maar kombuisgoede by mekaar, wat noem hulle dit? Troesou, ja, daar is hy. Troesou by mekaar gemaak, want daar's 'n verwagting in hulle lewe. Eendag gaan hulle 'n man kry, eendag gaan hulle 'n huis kry, eendag gaan hulle 'n ma wees van hulle eie kinders. Jong manne, altyd baie planne, ek wil so kar hê, gaan die werk doen, ek gaan hard leer dat ek dit kan bereik in my lewe. En as ek op die uiteinde daarvan kom ek agter al my moeitevolle arbeid. Dit wat ek voor gewerk het, was niks. Soek, en ek kry nie. Ek soek na liefde. En dan vind jy 'n man, 'n vrou. Tyd in jou lewe gaan dit lekker en dan begin hulle jou teleurstel en dan kry jy seer. Ai, die liefde het nie gewerk. Ek soek na vrede in my lewe en jy sal alles in jou vermoë doen om vrede te kry. En wil ek dit vergelyk met hierdie jong man. Hy het die goed gesmaak van sy vaderhuis. Hy het sy deel gevat en hy het gegaan. Gaan uitmors die genot van die wêreld. Maar kom 'n tyd in sy lewe wat hy soekend raak. En hy soek en hy soek en hy kry nie. En hy gaan werk naderhand op 'n varkplaas. En hy sit daar en hy verlang om hierdie maag van hom te vul met die pele van die varke. Want hy het honger. Hy het 'n dors, hy soekend na iets. As hy nie die keuse gemaak het om op te staan en terug te gaan na sy vaderhuis, het hy daar gebly sit en vergaan. Die skrif sê in Romeine, ek gaan nou terugkom na Lukas toe. Romeine 13.
vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees, om die begeerlikhede van die vlees nie. Beklee jou met Jesus Christus, terwyl jy hier in die varkpele is, en jy verlang om jou maag en uit te vul met dit wat jy soek na genot, jy soek na vrede, jy soek na hoop, jy soek na uitkomste vir jou lewe. Dit veroorsaak dat baie mense met baie diep verkeerlike dinge in hulle lewe deelagtig raak, want hulle soek na dit wat hulle nie kan kry nie. En so gebeur dit in die mens se lewe. Jy sit binne in die kerk. Jy word te nagekom deur een of ander iemand in die kerk, selfs deur die predikant. En jy gaan sit by die huis en stelselmatig is jy besig om af te wyk van dit wat God se plan is vir jou. Daar's 'n rede hoekom die skrif sê, ek kyk op na die berge toe, waar sal my hulp vandaan kom? Ou koning Dawid het sy oë gefestig gehou op Jesus Christus, wanneer hy in omstandighede gesit het, wanneer hy probleme sy pad langs gekom het, wanneer hy in oorlog was sy aandag gefes op die Here Jesus Christus, wat hom uitkomste sal gee. Sy hoop was nie gebou op mense nie. Die skrif sê weer, wil ek vir die lees, beklee jou dan met Jesus Christus en maak geen voorsiening van die begeerlikhede van die vlees nie. Ek het baie lank terug lerings gegee vir mense wat sê, ken jou vyand. En jy weet, dinge wat oop deure is, veroorsaak dat die teestander ingang in my lewe kan kry. Ons gaan deur hierdie lewe met soveel oop deure. Het jy geweet, trauma veroorsaak 'n oop deur vir die teestander om jou te kry om afvallig te word. Praat met 'n baie goeie vriend van my. En hy sê, vir 30 jaar lang sit ek in die kerk en ek sien vir 30 jaar hoe die vyand dit reg kry om op 'n mooi manier, luister mooi, nie 'n harde manier nie 'n, wow, ek sien iets verandering. Hy sê, in 30 jaar sien ek stelselmatig hoe die vyand besig is om die rigting van die kerk te draai. Dit gaan nie meer oor Jesus Christus nie, maar dit gaan oor die mens. Want weet jy, iewers het daar trauma aangekom. Iewers het daar seer in hulle harte ingekom. Iewers het iemand hulle te nagekom. En hulle oog was nie gefestig op Jesus Christus nie, maar die woord van die Here sê dit, wat jy aan die geringste van die Here doen, het jy aan die Here gedoen. Hoe kan ek dan seer kry as hulle dit nie aan my doen nie, maar hulle doen dit aan Jesus Christus? Hulle het nie my te nagekom nie, want ek behoort aan Jesus Christus. Want ek is beklee met Jesus Christus. Galasiërs 3. Net so 'n paar skrifte vir die lees, dan gaan ek terugkom. Vers 27 sê hy, maar ek gaan vers 26 lees. Hy sê, want julle is almal kinders van God, deur geloof in Christus Jesus. Want julle is almal deur Christus gedoop, en is met hom beklee. As ek gedoop is, die mense vat vandag, die dag wat hy gedoop is, ligtelik op. Maar inteendeel is dit die ernstigste dag van my lewe, want ek word met Christus Jesus beklee. Dit beteken die dinge wat ek gedoen het, die doen ek nou nie meer nie. Ek het 'n veranderende lewe deuragtig geword. Want ek word met
praat nie meer soos ek wil. En al hierdie ander dinge wat daarmee bygevoeg word. Want ek is met Christus Jesus bekleed. Hoe is jou lewe vandag? Is jy met Christus Jesus bekleed? Terwyl ek Woensdag aand dink ek het gebid. En ek sê, ek haal die skrif van wat sê, hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Maar voordat hy in my kan kom om groter en sterker te word as hy in die wêreld, beteken dit hierdie eie ek moet eers verloon word. Want Christus, die woord van die Here sê, hy is 'n jaloerse God. En hy deel jou met niemand nie eens met jouself. Toe ek dag kom, ek dink hierdie ding en ek sê, Here, ek moet eers niks word nie. En dis die moeilikste ding om te doen in vandag se dag. Want alles gaan oor me, myself en I. Ek moet met Jesus Christus bekleed word, dan moet ek myself verloon. My kruis opneem en hom volg, dan word hy hier binne my, dan woon hy hier binne my. En hy gee my die mag om oor sonde te kan heers. Want ek het al baie maal vir u gesê, geen mens uit jou eie krag is daartoe in staat om vir die duiwel nee te sê. Want die skrif sê op 'n ander plek, sê God self versoek niemand nie, maar julle word versoek deur julle eie vleeslike begeerlikhede. Weet jy wat vir my vreeslik snaaks, ons gee altyd die duiwel die skuld. Dis altyd die duiwel. Ja, die duiwel kry soveel skuld vir goed wat hy niks mee te doen het nie, want jy wil dit graag doen. Jy wil graag die verkeerde doen, want dis jou vleeslike begeerlikhede. Want ek lewe nog, maar Christus Jesus leef nie binne my nie. Dus ek gee my jou hele hart, nie 'n kwart daarvan nie. Handelinge 2, vers 36, verder sê hy vir jou, luister mooi. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, die Here Jesus, ek lees verkeerd. Laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Hoor jy wat sê hy? Here Jesus, wat julle gekruisig het. God het hom, die Here en die Christus gemaak. Dan sê die woord van die Here, as ek met moedwillige sonde aangaan. Daar is 'n skrif wat, ek dink sê Hebreërs 6 vers 3, hy sê, as julle tot die kennis van die waarheid gekom en die liefde van die Here ontsmaak het en die volheid van God in my woorde deelagtig geword het, en terugval in jou vergeet. So dit onmoontlik om diegene weer tot bekering te lei. Hy sê nie feitelik onmoontlik, hy sê dit is onmoontlik. Want ek openlik kruisig weer die seun van God. Wil ek vanoggend vir u vra, elke maal wat ek met die sonde en die ongeregtigheid van hierdie lewe deuragtig word, is ek nie besig om Jesus Christus te kruisig soos die Jode dit gedoen het nie. Is ek nie besig om die spykers in sy hande te slaan nie? Is ek nie besig om te skree, kruisig hom nie? Want dit gaan nie meer oor Jesus Christus vir my lewe nie. Dit gaan oor myself. Maar ons aanbid 'n genadige God. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref. En hy het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broeder? Petrus sê vir hulle, bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe. En julle kinders en almal daar ver. Die
die wat die Here God, die Here onse God na hom geroep het. Bekeer julle. En terwyl hierdie verlore seun hierso sit, en hy smag om te swil met die pele van hierdie varke. Skrif sê, meng jou nie met die semels en met die varke vreet jou op. Hier sit hy. In sy sonde en ons ongeregtigheid, en die verkeerd wat hy gedoen het in die lewe, al was dit ook hoe groot of hoe klein. So sit daar vandag mense vandag, eenmaal in hulle lewe tot die kennis van die waarheid gekom, maar weens die loop van die lewe, teruggeval, in die sonde en ongeregtigheid, weens die te doen van mense, as hulle teruggeval, sit hulle by die huis. Jy weet, baie mense het gesê, ek het nie die kerk nodig, om seker te maak, ek gaan hemel toe nie. En wonder ek, hoekom sê die skrif, moenie julle onderlinge by die eenkomste nalaat, so sommige die gewoonte het nie. Weet, daar was jare terug profesie uitgegaan, wat die Here gesê het, ek gaan vir jou die verskoning beskik. Ja, en terwyl jy dit vandag hoor, besef jy, Here, U het vir my al die verskonings beskik. Ek het gedink ek is oulik. Jy gaan reël mos om op 'n Sondag te werk. Want jy sê lus om kerk toe te gaan nie, want geld het jou God geword. Sal eerder oortyd werk as om in die huis van die Here te gaan sit. Hy is vervloekte geld. Want jy ry jou godsaligheid vir wat die woord van die Here sê is 'n God van hierdie wêreld. Praat nie van mense wat moet werk nie. So kom dit jou hele lewe deur. Jy val, staan op, jy probeer, jy val, jy staan op, jy probeer en sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen. Ek het probeer, maar ek kom nie reg nie. Handelinge sê hy, julle het die Here Jesus gekruisig. Julle, hom wat God uitverkies het om hom Jesus en Here en Christus te maak, het julle gekruisig. En hierdie mense kry berou. Net soos daar die man daar gesit het, tussen die varke. Berou gekry, sê hy. Ek het skade geroep. Ek het my ouers skade aangerig. Ek sal teruggaan na die huis van my vader. Nee, ek soek nie net om weer eens van sy kinders te wees nie. Nee, ek sal eerder een van sy diensknegte wees, want hy het baie diensknegte wat vir hom werk. So kry die duiwel dit reg om vir baie kinders van die Here wat vandag langs die pad lê. Kyk jy terug in jou lewe, toe jy tot bekering gekom het, Here, ek het geprofeteer. En dit het 'n werklikheid geword. Here, ek het vir die siekes die hande opgelê en het gesond geword. Here, jy het my gebruik om 'n siel uit die dood uit te ruk en om in die lewe te bring by Jesus Christus. Want die skrif sê, as jy 'n sondaar is jy in die dood. Maar weens die loop van die lewe het ek toegegee. Weens die loop van die lewe het ek afgegee. Daar's 'n liedjie wat sê, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Die sleg in die lewe is, ek het nie alles gesteel, ek het soms net dit weggegee. Kyk, ek is iemand wat, as ek iets het, dan sou ek maklik weggee. Maar môre oor mekaar kom ek agter die persoon vir wie ek het gegee het, waardeer dit in die huis nie. Sê my vrou vir my, hou op om dit te doen. Ek het op 'n stadium karradio's gehad, en dit lyk of hulle, ek kan ons amper sop opmaak. Kom iemand uit die karradio, gee ek dit vir hom. Wie kom en hy soek dit, dan gee ek dit vir hom.
gister weer amper gedink om iets vir iemand te gee. Daag ek nee, wag. Wag, werk nie so nie. Doen wat die Here vir jou verwag. Kom hierdie man en ek besef, ek sal teruggaan na my vaderhuis toe. Ek sal gaan vra vir vergifnis. Iewers het die woord van die Here seker in sy hart geslaan en gesê daar is vergifnis vir jou as jy na jou vader toe teruggaan. Maar weet jy, die teestander staan vir jou en sê jy is nie moeite werd nie. Jy gaan tog net weer val môre. Ag, kom ek gee jou 'n week of 2. Weet jy waar die werk ek deur kerkmense? Want dan kom hier iemand wat teruggeval het by die gemeente aan. En hy het 'n lus en 'n ywer om die Here te dien. Weet jy wat gebeur dan? In sy hart voel hy, Here, ek het teruggeval, maar ek kom weer. Kom ons vanmiddag by die huis, na 'n kerk. Sê ons sal sien, so nog 3 weke, of hy nog nie is. In die mond lê lewe en dood. Dis 'n klein vuurtjie wat 'n groot vuur aan die brand steek. Kom ons gee hom nog 3 weke, miskien 'n maand. Dan het hy weer stryd opgetel en gaan sit hy weer by die huis. En dan is hy weer in 'n toestand. Nee, ons sal maar eers sien of hy gaan hou. Weet jy, in al hierdie woorde sit hy hou vas op die mens. Die duiwel gebruik die kerkgangende mense, die wat sê ons is kinders van die Here, om te oorsaak dat die broer wat swak is, laat hy val en opstaan. Die suster wat voel ek is nie die moeite werd nie, ag, ek is maar net die een wat die klein werkies doen. Nee, dis sy. Ons kom maar sien, sy kan maar gaan, ons het dan eintlik nodig nie. Hy gebruik gemeentemense. Hy gebruik die sogenaamde Christendom, wat die oorsaak is, dat die mense nie die Here wil nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê wat voel, ag Here, ek lewe 'n val en 'n opstaan lewe, en ek weet nie watter kant toe om te gaan nie. Ek soek na liefde, ek soek na vrede, ek soek net 'n bietjie geluk in my lewe. Ek wil vir jou sê, jy gaan dit nêrens in hierdie lewe kry nie, behalwe by Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, om hom aan te stel as die Here van jou lewe, want hy sal jou 'n vrede gee, wat nie van hierdie wêreld af is nie. Vandag vasgevang in die bande van Lucifer. En hy hou aan vir jou getuig. Ek wil vir u sê, Jesus Christus het nie aarde toe gekom vir goeie mense nie. Hy het gesterwe vir die wat geskree het, kruisig hom. Hy sê vir hulle nakomelinge, vir hulle doen ek dit, Vader. Toe hy daar aan die kruis hang, en hulle spot met hom, het hy nie een keer 'n slegte woord vir iemand gesê nie. Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Of vanoggend vir as jy voel, jy weet nie meer wat er kan doen nie. Sit by die varkpeel en maak 'n besluit in jou lewe. Nou gaan ek vir die Lukas 15 vers 20 lees, tot 24. Hy sê, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gevoel, en hardloop om hom te omhels, en hartlik te soen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemele en voor u, en is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegt te bring die beste klere, trek dit hom aan,
en gee hom 'n ring aan sy hand en skoene vir sy voete. Bring 'n vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en hy het lewend geword. En hy was verlore, maar hy's gevind en hulle het begin vrolik word. Daar is blydskap in die hemele oor een siel wat tot die bekering kom. Wat sê Here, ek het jou nie gesondig. Ek wil vanoggend vir u sê, soek die uitkomste. Moet dit nie by mense soek nie, want mense is die wreedste iets op aarde wat God geskaap het. Mense kraak jou af. Mense sê jy's nie die moeite werd nie. Mense oordeel jou oor dit wat jy verkeerd doen. Mense is besig om jou te vernietig. Maar die Here Jesus Christus het vir jou sondes aan die kruis gesterwe en hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Jy het vanoggend nodig om te gryp nie, maar om op te spring en te hardloop na Jesus Christus toe. Jy weet wat is die sleg van alles? Toe die Vader vrolik is en bly is oor sy verlore seun wat teruggekom het. Toe kom staan hier die broeder en sê, ag ek is nou hoeveel jaar dien ek u, hoeveel jaar doen ek goed vir u, hoeveel jaar, en u het nooit vir my 'n kalfie geslag nie. U het nooit vir my omgegee nie. Wat ek vir u lees, hy sê so in vers 28. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien nie so baie jare en het nooit die gebod oortree nie. En vir my is nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van die kom, wat u goed met hoere deurbring het, het u vir hom 'n vetgemaakte kalf gegee. Toe sê vir hom, my kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewend geword, en hy was verlore, maar is gevind. Ongelukkig in die tyd wat ons in lewe. Wil ek vanoggend vir u sê, jou hand in jou eie boesem. Vra jouself, is ek nie een van hulle? Want wanneer iemand wat verlore is, wat hier was, wat weg is en wat weer terugkom, ek nie vrolik is en bly saam met hom is nie. Want weet jy, ek sê mos, ag, hy gaan dit net toch net weer doen. Hierdie broer was bestraf geweest deur sy vader. Want ek dien nie al soveel jare lank, ons hou mos vas in. Ek het 1958 tot bekering gekom. Gelukkig sou niemand in die tyd wat hy het tot bekering gekom, so ek kan nie sê ek pak op hulle nie. Ek het in 2000 tot bekering gekom, ek het mos. Skrif sê, jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val. Jy wat so maklik op ander een afkyk, pas op dat jy nie die een is wat op sy voetspore gaan volg nie. Dat soveel kere profesie uitgegaan wat die Here gesê het, moenie dink dat die stoel waarop jy sit aan jou behoort nie. Want vandag is jy daar en môre is jy weg. En die Here sit iemand anders in jou plek om God te dien in gees en in waarheid. Hoe staan jou saak vanoggend voor die Here? Ons kan maar rondhardloop en sê ek is 'n kind van die Here. Skrif sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God toe, maar die ander skrif sê, God is meer as jou hart. Hy weet van alles, hy kyk verby jou vroom gesig. Hy kyk verby jou mooi klere drag.
Hy kyk verby al die shows wat ons gooi en hy sien die hart raak. Weet jy wat? Net Jesus Christus en God die Vader ken jou hart. Weet in jouself. En Jesus het op 'n stadium gesê, ek het myself aan hulle nie toevertrou nie, omdat ek geweet het, hulle harte is nie reg nie. Kan maar hier staan en vir jy 'n mooi preek bring. As my hart nie opreg is met God nie, mors ek my tyd. As my hart nie op die plek is, wat ek na myself kyk, ek sê gister vir 'n persoon, ek sê kom ons vat die Bybel. Ons draai hom na my toe en maak seker dat my hart met God reg is. Maar weet jy wat gebeur, hoe meer ek iemand anders hamer, op wat hulle verkeerd doen, maak ek hulle rebels. Want ongelukkig hou hulle my in die dop. En hulle sien, hulle doen nie dieselfde verkeerd nie, maar hulle doen ook verkeerd. Dan sal ek wat sê, die dinge wat ek gedoen het, die doen ek nou nie meer. Sit vanoggend jou hand in jou eie boesem. En kyk, wat doen jy nog? Hierdie seun het kwaad geword, want hy het my vader so goed gaan uitgee met hoerery. En die genot van die lewe. Ek vra vir jou vanoggend self die vraag, of is ons nie besig om te hoereer teenoor God nie? Maar ons sê, ons is kinders van die Here. Ek wil afsluit met hierdie woord en vir u sê, hou op om 'n ander een te oordeel. Want dit kon dalk ek en u gewees het. Hou op om op 'n ander een neer te kyk. Want die skrif sê, jy wat die grootste wil wees, moet die minste word. Jy moet jouself onder die swakhede insit en hom ophelp. Nie om afdruk en om vernietig nie. Kom wat ons kyk vandag na ons eie lewe. Ek wil vir u sê, as jy op soek na liefde, vrede of hoop, niemand kan vir jou dit gee, behalwe Jesus Christus. Hy sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou paaie gelyk maak. Ken ek die Here in alles wat ek doen? Jy weet, as ek die Here ken in alles wat ek doen, gaan ek net doen wat Jesus Christus vir my gee om te doen. Dan kan ek mos nou nie verkeerde goed doen nie. As ek elke dag van my lewe vir Christus Jesus en net doen wat hy vir my sê, al word ek verstoot deur die samelewing. Ek doen net dit wat Jesus Christus vir my gee om te doen. Weet jy, dan sê die woord, God beskerm die wat syne is. Ons sing daai liedjie wat sê rondom Jerusalem is berge. So beskerm die Here sy volk. Dan sê die skrif, bly in my liefde, bly in my beskerming. En maak seker dat jy op die plek is wat God jou kan gebruik vir die verlore gaande skape. En wees bly! Wanneer daar 'n siel tot bekering kom, al het hy jou te nagekom, wees bly daaroor, want as 'n siel tot bekering kom, is Christus Jesus bly. Daar's blydskap in die hemele. Want hy was verlore, maar hy het teruggekom. Kom ons kyk vandag na onsself. As ek na myself kyk, en my broers en my susters kyk na hulle self, gaan ons mos nie rede hê vir oordeel. Maar die skrif sê toe Jesus Christus, toe die vrou wat in oorspel betrap is, by Jesus Christus aanbring. Die skrif sê daai sonde verdien die dood. Jesus Christus het nie skrif kragteloos gemaak. Maar ons wil so maklik iemand bring wat geoorspel het. Gaan aankla by Jesus Christus, dan sê hy vir jou, hoor sy woorde vanoggend, sê jy wat geen sonde het nie, tel die eerste klip op. Toe jy ook, dit is toch niemand nie. Want hulle weet, as ek dat klip optel en gooi, val die oordele van God op my, want ek sit in dieselfde bootjie. Maak seker dat jy nie 'n klip optel en gooi nie.
Amen. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons dienste vandag. Ja, ons prys. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kon wees. Dankie ons Heer, ja. My gebed is, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord wat uitgegaan het. Vra dat die harte ontvanklik sal maak, vra dat die verder met ons sal wees, dat die ons sal bewaar en beskerm. Onder die kosbare bloed, Here, bring ons weer die bestemde tyd by mekaar, vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Sien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.